Vriende, ek wil vanoggend graag met jou praat oor die tema van hoe ons God inperk en sommer vir jou 3 voorbeelde gee van maniere waarop ons God inperk. Kan ons dalk sê hier in 'n boks probeer plaas. Ek dink daar's definitief meer as 3 maniere, maar ek wil graag vir jou 3 maniere definitief uitlig. Die spotprent wat dit eintlik vir my aan die gang gesit het, hierdie gedagte, is 'n spotprent wat ek teëgekom het wat kon sy God in hierdie boks probeer indruk, en die tekenaar van die spotprent skryf op die boks waarin hy God probeer druk, teologie, en hy probeer, en dan sê die mannetjie daar, come on God, get in there, en die spotprent probeer iets te kenne gee dat ons het in ons gedagtes sekere persepsies en konsepsies en teologie wat ons merk en te lyk en te doen, en ons probeer die hele tyd deur ons lewens God binne in hierdie boks inkry. En met die eerste oogopslag, as jy dit raak sien, dan dink jy dalk ook, dis nie waar van my nie. Ek kan aan ander mense dink wat God in 'n boks probeer druk en wat verkeerd dink oor God, maar dit is gelukkig nie waar van my nie. Maar ek dink as 'n mens eerlik is, dan hoe langer jy dink oor hierdie spotprent, dan begin jy besef, weet jy, daar is 'n kans, 'n mens moet uit beskeidenheid groot genoeg wees om te sê daar is 'n kans dat dit ook by my teenwoordig is, hierdie verskynsel, dat my boks te klein is vir God, en dat God waarlik groter is as my verstaan, my denke, my teologie. Daar's 'n pragtige gedeelte in die Bybel wat hierdie baie mooi illustreer vir my. En ek sal dit graag saam met jou wil lees vanoggend, en dit is 'n gedeelte in 1 Konings 20, maar in plaas van om net in die teks in te val, wil ek dalk net so 'n bietjie konteks vir jou gee. Dit gaan oor hierdie ouens. Ja, dit is die afbeelding, so relief afbeelding van die Arameërs, nie die Assiriërs nie, die Arameërs. Hulle was nog voor die Assiriërs, en hierdie relief uitbeelding van hulle is te vind in die Louvre museum, kunstmuseum. Dit dateer omtrent uit 900 voor Christus uit. So as jy nou weer jou datums in gedagte hou, Dawid is 1000 voor Christus, so hierdie was net na Dawid, en dit was al in die tyd toe die koninkryk geskeur het in 'n noordryk en 'n suidryk, en die teks wat ons vandag lees speel af in die noordryk in Samaria, in die tyd van die verdeelde koninkryk. En die teks wat ons gaan lees, dis net 'n paar verse, en dit is hoekom ek dit net vir jou moet verduidelik, anders gaan dit nie vir jou lekker sin maak nie. Maar die paar verse wat ons lees is kort na 'n veldslag tussen Israel en hierdie Arameërs. En die veldslag waar hulle die heeltyd beklei, hulle is besig met so 'n magstryd oor wie beheer die streek en wie gaan die handelsroetes beheer, en die Arameërs hou die heeltyd aan om die Israeliete binne in hierdie koninkryk aan te val. En toe gebeur dit so dat die Israeliete in 'n veldslag die Arameërs wen, en nou maak die Arameërs gereed vir 'n volgende veldslag, en die paar verse wat ons gaan lees, handel oor hoe hulle dit prosesseer, wat het gebeur in hierdie nederlaag. So die karakters waarvan ons lees, jy gaan lees, daar's 'n koning van Israel, dit is Agab. Dis dieselfde Agab so terloops wat van Agab van Isebel waarvan ons lees, so is eintlik nie 'n goeie koning nie. Koning van Arameërs lees ons van, en so nou dan word sy naam in die teks genoem, dit is Ben-Hadad. So dan dat jy weet, as jy lees Ben-Hadad, dis die baddie binne in die teks, en dan praat die teks van die man van God. In hierdie konteks is dit Elia wat optree as 'n profeet, en dan staan daar ook van 32 ander konings, en wat hulle nou met hierdie ouens moet doen, en hierdie 32 ander konings is 'n bondgenote van die Arameërs wat saam opgetrek het teen die Israeliete om die Arameërs se weermag te vergroot. So met dit gesê,
dek dit so bietjie die konteks en die tafel vir die teks in 1 Konings 20 vanaf vers 22. Die profeet, wat nou Elia is, het weer by die koning van Israel gekom, wat nou Agab is, en vir hom gesê, gaan versterk u leer. Vra raad en dink goed na oor wat u doen, want vroeg volgende jaar val die koning van Aram u weer aan. Soos nou pas na hierdie veldslag, gelukkig het ons nou gewen, maar vroeg volgende jaar, sê die profeet, gaan Ben-Hadad jou weer aanval. Die raadgewers van die koning van Aram, vir Ben-Hadad, het intussen vir hom gesê, hulle gode is berggode, en daarom was hulle sterker as ons. Ons moet hulle in die vlakte pak, dan sal ons sterker wees as hulle. U moet so maak, so nou gaan die Arameërs se raadgewers en hulle sê vir Ben-Hadad, u moet so maak, onthef al die konings van hulle verantwoordelikhede van daai 32 bondgenote en stel goewerneurs in hulle plek aan. Bring vir u self 'n leer op die been, net so sterk soos die een wat verslaan is, wat nou verloor het, met ruitery soos daardie en 'n strydwamag soos daardie. Dit moet net so groot wees, net presies soveel perde en alles, en dan pak ons hulle in die vlakte. En dan gaan ons sterker wees as hulle. En die koning van die Arameërs, Ben-Hadad, het toe na hulle geluister en so gemaak. En vroeg die volgende jaar het Ben-Hadad die Arameese leer laat bymekaar kom en na Afek toe opgetrek om teen Israel oorlog te maak. En die Israeliete was goed toegerus en het die Arameërs tegemoet getrek. Die Israeliete het teenoor die Arameërs kamp opgeslaan. Hoor nou hoe mooi sê die Bybel, dat hulle was soos 2 troppe bokke. En die wêreld was vol Arameërs. Jy sien dit sommer so 'n krioel van die mense, né? Die man van God het by die koning van Israel gekom. Elia kom by Agab en sê, so sê die Here, omdat die Arameërs gesê het, die Here is 'n berggod. Hy is nie 'n God van die vlaktes nie. Gaan ek hierdie hele groot menigte in jou mag oorgee. En dan sal julle besef dat ek die Here is. So al waar ek vanoggend eintlik met jou wil praat en wat vir my binne hierdie teks dan nou vanoggend so sterk na vore kom, is hierdie, hulle gode is berggode. Daarom was hulle sterker as ons. Dis die Arameërs wat nou so redeneer. Ons het verloor, want ons het op die hooglande geveg. En hulle God is 'n berggod. En dan later in die teks sê Elia, hoekom die Here gaan oorwinning gee, is om te wys, hy is nie net 'n berggod nie, hy is ook 'n God van die vlaktes. So jy frons dalk en jy dink, wat 'n vreemde denke vind ons hier binne in die skrif? Wat 'n vreemde denke is dit? En die rede wat hier uitspeel, wat hier aangaan, is dat die mens nog altyd 3 maniere het waarop ons God inperk. En die eerste manier wat ons vind en wat baie goed gedokumenteerd is in die antieke tyd, is 'n territoriale inperking. En dis presies wat hier gebeur. In die antieke tyd het mense gedink dat gode grense het, dat hulle territoriaal ingeperk is. Soos wat jy in hierdie teks sien, was die gedagte dat hulle het oorlog gemaak op die hooglande en die Arameërs het, toe hulle verloor, toe prosesseer hulle dit en sê, die rede moet eenvoudig wees, dat Jahwe, die Here, die God van die Israeliete, is 'n God van die berge, hy is 'n berggod, en dis hoekom hy daar vir hulle die oorhand gegee het. Maar wat hulle moet doen is, hulle moet die weermag van die Israeliete aflok na die vlakte toe, na die valleie toe, want daar gaan die berggod buite sy grense wees, en dan kan die berggod nie meer sy mag oor die veldslag uitoefen nie. En dan in die valleie gaan die Arameërs se gode die mag kan uitoefen en dan gevolglik vir hulle die oorhand gee. En so hierdie inperking, hierdie territoriale inperking is baie algemene denke gewees in mense se gedagtes in die antieke tyd. En dit is regtig, soos jy kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Dit is ook die
hoekom dit so verskriklik is, onder andere as die volk dan nou in ballingskap weggevoer word. Want jou hele probleem, die dilemma waarmee hulle dan sit, is hulle sit met hierdie ding wat hulle moet prosesseer. Kan hulle nog hulle God in 'n ander land dien? Want hulle is nou buite die grense van hulle land. En hoe dink jy na oor hierdie goed? Nog 'n manier waarop mense nog altyd God ingeperk het, is 'n funksionele inperking. En dit is ook baie interessant. In die antieke tyd sien ons dit mos baie, dat jy gode vir elke funksie. As jy 'n goeie oes wil hê, dan bring jy offers aan 'n vrugbaarheidsgod of 'n godin. Of as jy 'n sekere oorlog wil wen of 'n veldslag wil wen, dan bring jy offer aan 'n god van oorlog. Of as jy op reis gaan, dan bring jy offer aan 'n god wat vir jou voorspoed gee op jou reis. En so is daar 'n veel godendom, en al hierdie gode het elkeen 'n afsonderlike funksie waarvoor hy of sy verantwoordelik is. Jy sien dit baie binne in die Bybel ook uitspeel. Een voorbeeld daarvan is byvoorbeeld in die boek Jona. Nou is hier 'n storm op die see en die matrose offer aan hulle afgod wat 'n god is oor die see. Hy's begrens in daardie sin, maar dis ook sy funksie is om veiligheid vir die matrose te verskaf. Maar die storm gaan lê nie, en dan breek die gedagte deur dat God, Jahwe, die Here is het selfs mag en domein en funksie oor ietsie soos die oseane en reis en so aan. 'n derde manier waarop mense God inperk is relasionele inperkings of verhoudings. En dis 'n ander baie interessante manier hoe dit uitspeel binne in die Bybel. So dit was eintlik dit is ek gaan nie ingaan op wie dit eers raak gesien het en so, maar is baie, die oomblik as jy eers bewus is hiervan, dan kan jy dit amper nie weer nie sien nie. Die Bybel praat mos oor of ons praat in die teologie van 'n progressiewe openbaring. So daar's 'n geleidelike bekendmaking van wie God is, en dis 'n selfbekendmaking. Hy maak homself in die Bybel aan ons bekend. En wat dit beteken is, ons leer nie God van Genesis 1 af onmiddellik ken vir die volle grootte vir wie hy is nie. Eintlik is jy op 'n reis, en soos wat die bladsye van die Bybel ontvou, begin jy meer en meer fasette van God leer ken. Dis nie asof God verander nie, maar jy leer verskillende fasette, bykomende fasette leer jy by ken. So een van die eerste maniere hoe die mens vir God leer ken, is dat God familiegod is. Hy verskyn aan Abraham en hy sê vir hom, vertrou my, glo my, en ek gaan vir jou 'n nageslag gee. En God begin 'n pad stap met hierdie man Abraham, en hy word 'n familiegod, net vir hierdie klein familietjie. Hierdie klein familietjie kry kinders en hulle kry kinders, en naderhand word hierdie familie 'n stam, die Hebreërs, en hulle begin God word vir hulle 'n God van hulle stam. En naderhand bevind die Hebreërs hulle in Egipte, want Josef is daar, en hulle probeer vlug van die hongersnood, so hulle bevind hulle in Egipte, en skielik moet hulle weer begin sin maak, want toe hulle slawe gemaak word deur 'n volgende ryksverandering, toe kom hulle agter dat hulle het intussen so baie geword dat God is nou die God van hierdie nasie, en as hy hulle bevry, dan wys dit dat hy vir hierdie nasie is, en gevolglik bevry hy hulle uit die hande van 'n ander godendom uit, né? En soos wat die teks dan, of die bladsye van die Bybel voortstuur, kom hulle naderhand mettertyd agter dat God nie net 'n God is oor hulle nasie nie, maar eintlik 'n God is oor al die nasies. Hy en oor al die mense van alle nasies. Hy is die oppergod. En dit kom uit in verskriklik baie maniere. Jy gaan byvoorbeeld nie
in die profetiese literatuur wat later geskryf is, of kom ons sê in die vroeë tekste, gaan jy nie hierdie terme kry dat God is 'n God van die nasies nie. Dit is terms wat jy gaan kry eers in die latere profetiese literatuur, en nooit in die vroeë tekste gaan dit God beskryf as 'n koning byvoorbeeld nie. Hulle begin eers ontdek dat wanneer hulle aardse konings kry, dan begin hulle dink, eintlik is God soos 'n koning wat oor ons regeer. En soos daar hierdie progressiewe, geleidelike openbaring van wie God is, 'n beter verstaan, 'n stelselmatige beter verstaan van wie God is. En nou hoekom dit dikwels God inperk, met inperking, met begrensing werk hierdie pyltjies eintlik dikwels die teenoorgestelde. Dat daar 'n regressiewe openbaring is vir mense. Ten spyte daarvan dat jy God leer ken as God van die nasies, begin jy God inperk dat hy net jou God is. En hy's aan jou kant. En dit is nogal 'n algemene verskynsel in die antieke tyd en ook in ons tyd. So jy kom voor hierdie vraag, is ons ooit soveel anders as die antieke mens wat God territoriaal, funksioneel en relasioneel ingeperk het? Ek meen, die vraag, jy kan nie help om te vra, perk ek nie dalk ook God soms relasioneel in nie? Soos een goeie vraag is die grootste vyand in my lewe, is daai iemand, beskou ek nog steeds daai persoon as geskape na God se beeld? Met ander woorde, hy's ook waardig van respek. Of is ek meer geneig om daardie persoon te demoniseer? Dit is makliker om te sê, hy's teen my, of sy is teen my, en gevolglik is God aan my kant. Want as dit die geval is, dan is ons besig om God in te perk. So, ek wil myself hierso, doe dit goed, my goed afgrens. Ek sê nie hierdeur, dat met ander woorde, almal, God is die God van almal, en almal is maar net gered nie. Dit sou maklik gewees het om dit te sê, dit sou makliker gewees het, maar ongelukkig, sê Jesus, dat mense slegs deur hom na die Vader toe kan kom. So, as ons sê dat ons geneig is om God in te perk, en God is 'n God oor almal, bedoel ons nie almal is met ander woorde net gered nie. Dis nie wat ons sê nie. Ons praat van dat almal geskape is na God se beeld. Selfs die grootste misdadiger is geskape na God se beeld. En die manier waarop ons praat oor mense met wie ons nie saamstem nie, selfs meer as dit mense wat vyand is van ons, eis respek van ons, want hulle is nog geskape na God se beeld. So vind jy ooit dat God jou aanspreek op die manier waarop jy oor jou vyande dink en praat? Want as jy nooit ooit aangespreek word deur God oor hoe jy dink oor mense met wie jy nie saamstem nie, jy kan maar hulle in jou gedagtes demoniseer, dan gaan nog groot rooi ligte op. Tim Keller het gesê, if your God never disagrees with you, you might just be worshipping an idealized version of yourself. So as dit alright is vir jou om in jou gedagtes mense te demoniseer en te dink, God is nie ook, hulle is nie ook geskape na sy beeld nie. God is aan jou kant alleen, jy die enigste waarheid hier weet. Is 'n gevaarlike plek, dan is jy eintlik in gesprek net met jouself, as God jou nooit ook teëgaan nie. So, ek dink definitief perk ons God soms relasioneel in. Perk ons hom funksioneel in? Is jy geneig om aan God te dink dat hy geestelike take het? Soos hy vergewe jou en hy gee jou vrede en hy red jou, dis
primêr sy take, maar sodra dit kom by ander goeder soos die land of jou finansies, dan moet jy eintlik 'n ander God kry wat jou uit hierdie gemors kan help. Dalk 'n geldgod om jou uit hierdie gemors te kry. So jy sê, per definisie sê jy eintlik God is goed vir redding, maar nie vir die realiteit nie. Dis nou alles mooi en goed om te glo, maar ons is hier met die realiteit besig. Net geld gaan my hier uitkry. Dan is ons besig om God ook in te perk, funksioneel. Ek dink ons perk ook vandag nog God territoriaal in. Dikwels in ons eie gedenke, dink ons aan die feit dat God begaan is oor dit wat hier by die kerk gebeur, maar nie by dit wat by jou werk gebeur nie. So dit word 'n Sondag God en nie 'n heel week God nie. Miskien op 'n ander manier perk ons God ook in en om te dink dat God is 'n bergtop ervaring God. God is daar wanneer dit goed gaan in my lewe. Maar o wee, as ek in vallei tye kom, dan het ek rede om beangst te wees, om oorkom te word met vrees, want daar's geen manier dat hierdie bergtop God my deur my vallei tyd kan dra nie. Deur jou vallei tyd met gesondheidsrisiko's wat dalk skielik ontstaan het nie. Of miskien is dit juis vir jou goed, het jy al goed geleer om God in die vallei tye te vertrou, en word God vir jou 'n vallei God, maar nie 'n berggod nie. Het jy al jouself ooit gevind op 'n plek waar, as dit met jou goed gaan, en jy amper moet knyp en sê, ek is so gelukkig, dit voel so droom. Ek kan nie glo dit gaan so goed, ek is so bevoorreg, en dan kom die gedagte by jou op, ek moet nie te gelukkig wees, want ek moet myself amper pantser, want net nou, gaan daar sekerlik ietsie weer verkeerd gaan. Asof ons nie in die oomblik ook God kan eer vir hierdie bergtop ervarings nie, en hom kan vertrou daarvoor nie. So, ek dink, ons is geneig om ons oë te rol, as ons lees in die Bybel van hierdie antieke mense wat God ingeperk het. En dan rol ons oë en ons dink, dis agterlik, dat hulle kon dink dat God beperk word deur grense, territoriale, funksionele of relasionele inperkings, maar ek dink as ons eerlik is, perk ons God vandag nog net soveel in. Probeer ons hom in hierdie boks indruk om in te pas in ons denke. Wat vir my verstommend is wanneer ons hierdie stelselmatige openbaring van wie God is, verder vat en jy vat dit na die Nuwe Testament toe, dan stop die Nuwe Testament nie hier en dan is daar 'n bykomende faset wat die Nuwe Testament aan ons bekend maak, en dis sommer net vir interessantheid, maar ek noem dit vir jou, die Nuwe Testament praat dan skielik van hierdie kosmiese Christus. En wat dit bedoel is dat die Christus wie ons aanbid, openbaar die skrif dan nie net as hierdie persoonlike verlosser nie, maar as die heerser van die heelal, wat oor elke sfeer en ruimte en krag en mag triomfeer. En is duidelik in kontras met gedeeltes van die Ou Testament waar God beperk was deur sekere grense, rolle, deur mense se gedagtes, in mense se gedagtes, kom die Nuwe Testament as ander kant van die wig en kom maak God bekend as, byvoorbeeld in Kolossense 1, alles is deur hom, Jesus, deur hom en vir hom geskep.
Voor alles was hy daar en deur hom bly alles in stand. En dis hoekom ons praat van hierdie kosmiese Christus. Hier's glad nie grense op Jesus nie. In Efesiërs 1 vers 20 staan daar, hy het hom laat sit aan sy regterhand, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy. En wat daar ook van sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Jy hoor dis taal wat probeer sê, geen funksionele beperking, geen territoriale beperking, geen relasionele beperking geld op Jesus Christus nie, hy is die kosmiese Christus. Tot so mate, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, om die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong erken, Jesus Christus is Here. Dis 'n kosmiese Christus. So medegelowige, vandag nooi ek jou eintlik uit om net so krities te dink oor die boks waar binne ek en jy God probeer inpas so veel keer. As jy enigsins is soos ek, dan is daar 'n kans dat jy ook onbewustelik vir God grense uitdink van menseverhoudinge, om vir jou toe-eien, maar nie vir jou vyande nie. Miskien sekere funksies beperk op hom, miskien sekere grense, areas van die lewe is vir God beskore, maar jy moet self sien kom klaar in ander areas van die lewe. Mag jy hoor dat die Bybel aan ons 'n ander prentjie skets van hoe groot God is. Hy pas nie binne in hierdie boks van my en jou nie. Dis 'n kosmiese Christus. En weet jy waar word dit die duidelikste? Weet jy waar word dit die duidelikste dat die God wat ek en jy aanbid nie net maar groter is as 'n ander God of net 'n bietjie meer kan doen as ander afgode nie. Weet jy waar word dit die duidelikste? Nie op 'n troon nie. Nie in een of ander paleis nie. Maar toevallig ook op 'n heuwel buite die stad. Op 'n heuwel buite Jerusalem, waar dit vir almal lyk of hierdie die grootste nederlaag is wat God toegedien word. Word hierdie die grootste oorwinning van hom nog ooit. En asof dit nie goed genoeg is dat Christus die heuwel bestyg om te wys dat hy hierdie berggod is nie. Daal hy ook in die dal van doodskaduwee in. En triomfeer hy ook oor hierdie doderyksvallei, wat tot nou toe nog niemand anderkant uitgekom het nie. Selfs nie die gode nie. En hier kom hy en hy wen op die berg en in die vallei. En as hy op die berg van Golgotha gewen het, dan is daar geen berg in ons lewens wat te hoog is vir hom nie. En as hy deur die dal van doodskaduwee ander kant uitkom, die dood oorwin, dan is daar geen vallei in jou lewe wat te donker of te moeilik vir hom is nie. Die kosmiese Christus, medegelowige, is genoeg vir my en vir jou. Amen. Here, ek beperk U dikwels in my denke en ek vermoed my medegelowiges ook. Ons plaas beperkings van grense en rolle, verhoudings op U. Dis vir ons goed om gekonfronteer te word met U woord en
raak te sien dat U die kosmiese Christus is en inderdaad sukkel ons om die grootte, die omvang van U raak te ken, raak te dink, raak te voel, soos wat Isak de Villiers sal sê. Here, breek deur ons bokse. Vanoggend bely ons net, U is groter as wat ons dink